Goeienaand. Ons themareeks vir vanjaar se Pinkster is die tema Ons Glo. Ons het donderdag aand reeds gekyk na die tema Ons Glo, ons is kinders van God die Vader. En vanaand kyk ons na die tema Ons leef met hoop. Die teksgedeelte wat ons lees is Filippense 2 vanaf vers 5 tot 11. Ek gaan net enkele verse lees. Daar staan: dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God gekom het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Gemeente, as ons vanaand praat oor ons het hoop, dan is hierdie hoop nooit gevestig in ons as mens nie of in ons omstandighede nie, maar ons hoop is altyd gevestig in Christus. Die belydenisskrifte en die teksgedeelte wat ons vanaand gelees het, herinner vir ons dat ons hoop juis daarin is dat Christus vir ons mens geword het, dat hy wat as God en vanuit 'n goddelik bestaan vir ons mens geword het, sodat hy gekom het om te sterf en te ly, maar ook om weer vir ons op te staan uit die dood. En daarom is dit dat ons vanaand eintlik wil stilstaan by die vraag, wat se troos en wat se hoop gee die kruisdood van Christus ons, wat se dood is daar in sy menswording, maar in die besonder ook in sy opstanding. As ons gaan kyk na sy menswording, dan sê die belydenis van Nicea dat hy God uit God is, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God. En word ons eintlik herinner deur die woord en dit wat ons bely dat die Here volledig God was, maar dat hy ten spyte van sy goddelike bestaan ook aarde toe gekom het as mens, sodat hy vir ons aan die kruis kon sterf. En daarom is dit belangrik dat Christus se menswording vir ons eintlik kom herinner aan twee beloftes. Aan die een kant om te sê dat God by ons is. Die feit dat hy nie ver is nie, die feit dat hy mens geword het. Die feit dat hy aarde toe gekom het, die feit dat hy lyding ervaar het en smart en pyn ervaar het, beteken dat hy hom kan vereenselwig ook met die omstandighede waardeur jy as mens gaan. Daarom is dit dat jy soms alleen mag voel dat niemand jou raak sien nie. En Christus het as mens hierdie selfde emosies en omstandighede ervaar. En daarom as hy dan Immanuel geword het, God by ons, word ons eintlik ook vanaand herinner om te sê, ongeag jou omstandighede, daar waar jy ook mag wees, dat God by jou is en dat God jou ken, maar dat God ook jou omstandighede ken en verstaan. Natuurlik herinner die Here se menswording ook vir ons dat ons waardevol is. As ons kyk na Genesis 1, dan sien ons by die Here skepingsverhaal dat die Here elke dag afsluit met dit is goed, by die mens sê hy, en dit was baie goed. En dan is vir ons so belangrik om te weet dat Christus vir my en vir jou aarde toe gekom het om vir ons aan 'n kruis te sterf, vertel vir ons ook iets van God se liefde vir ons en hoe belangrik God vir my en vir jou dan ook ag. En dit beteken dan ook dat ons op dieselfde manier dit ook moet leef teenoor ander, dat ons ook vir menswaardigheid moet gee ook aan ander mense. As ons gaan kyk na sy kruisiging, dan bely ons dat hy vir ons gelei en gesterf het. Hy doen dit natuurlik vanuit sy gehoorsaamheid aan God, maar ook vir sy liefde vir die mens. Ons lees die Romeine 5 vers 8, waar daar staan, God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. En die implikasie van sy kruisdood is om te sê dat hy vir ons vergifnis en vryspraak gebring het. Dat hy die straf op hom geneem het, dat hy ons skuld vir ons betaal het, sodat ek en jy as vrygespreektes elke dag kan leef. Dit herinner ons ook aan sy liefde. Dit herinner daarin dat die kruis die teken was van God se liefde vir ons. Maar dis juis hierdie liefde wat gekom het om ook herstel te bring in ons verhouding tussen God en ons, om vrede te bring.
En natuurlik word ons geroep om hierdie liefde dan ook te leef teenoor die wêreld. Dis 'n selfopofferende liefde, is 'n liefde wat vergewe, is 'n liefde wat kies om hulle wat geen aansien in die lewe te omarm en om op te staan vir die onreg van hierdie wêreld. En dis juist ook deur sy kruisdood wat ek en jy dan ook daarin herinner word. As ons dan kyk na die opstanding uit die dood, vind ons dit as die hoogtepunt, die basis van ons hoop. En is dit dat die Here natuurlik vir ons sê dat die dood nooit die finale sê het oor ons lewe nie. Dat ons lyding en ons opstanding ook lei tot 'n oorwinning, dat daar 'n einde gaan kom aan die swaar kry, die ellende, dit wat ons ook nou beleef. En word ons opgeroep om dan daaroor te getuig. Ek wil vanaand sommer net vir jou vra, wat beteken Jesus se menswording, sy kruisdood en sy opstanding vir jou? In watter opsigte is dit vir jou moeilik om Jesus se kruisliefde te leef teenoor ander? En waar dink jy kon jy Jesus se liefde ook beter uitgeleef het? Dink 'n bietjie oor na, as ons ook vanaand dink oor die tema, ons leef met hoop. 'n Hoop nie in my en in jou omstandighede nie, maar is 'n hoop in Christus en dit wat hy vir ons kom bewerk het. Kom ons bid saam. Here, seën vir ons in hierdie aand en help vir ons, Here, om altyd te leef met ons hoop in U en te weet, Here, dat ons elke omstandighede kan trotseer, omdat ons krag en ons verlossing en ons genade juis in U is. Amen.